My naam is Storyman. Ek is 'n kabouter met 'n rooi broek, 'n groen baadjie en 'n wit pluim in my hoed. Op hierdie kaset is daar 6 stories uit my storiekas. Lekker lees en lekker luister. Gulliver se reise. Toe die mense van Lilliput agterkom dat Gulliver al geen skade wil berokken nie, en 'n sagmoedige, vriendelike mens is, maak hulle hom los. Maar u moet alles uit die sakke haal, sê die keiser, sodat ons seker kan wees, u dra geen gevaarlike wapens nie. Gulliver, wat nou die taal van Lilliput verstaan, maak sy sakke leeg en sit alles op die grond neer. Die keiser is so verstom deur wat hy sien, dat hy al die inwoners van Lilliput toelaat om die merkwaardige voorwerpe self te kom aanskou. Nou moet u beloof om met elkeen in Lilliput in vrede saam te woon, sê keiser Golbasto, en om Lilliput teen hul vyande te beskerm. Dat verbaas my om te hoor dat u vyande het, u majesteit, sê Gulliver hoflik. O ja, ons is in oorlog gewikkeld met die mense van Blefuscu. Weet jy nie? Hulle woon op 'n eiland oorkant die see. Deur op sy tone te staan, kan Gulliver die eiland sien. Dit is in werklikheid nie baie ver nie. Net 'n smal strook water skei dit van Lilliput. In die skaduwee van die eilandse kraanse lê die hawe van Blefuscu. En in die hawe lê 50 magtige slagbodems. Niks groter as die speelgoedskepies waarmee Gulliver as seun gespeel het nie. Bring vir my 50 ysterstawe, sê Gulliver. En die mense van Lilliput swoeg en sweet soos hulle die groot ysterbalke aandra. Hulle is vir Gulliver weinig groter as spelde. Hy buig al 50 om hoeke te vorm. Bring nou vir my die 50 sterkste toue in die land, sê hy. En die mense van Lilliput bring hom die garing wat hy wil hê. Gulliver maak die garing aan die hoeke vas en stap by die see in. Dit duur maar 'n paar minute om te by Blefuscu te swem. Toe hy weer in vlakwater kom, staan Gulliver op en waat na die kus. 30.000 soldate en matrose staan op Blefuscu se strand, gereed om Lilliput binne te val. Maar toe die ontsaglike reus uit die branders sien verskyn, word hulle bleek van die skrik. "Giganticus," gil hulle, en lei af dat Lilliput 'n verskriklike reus gevind het om saam met hulle te veg. Lilliputle, skriktiku, gigantiku, sinigor, tot maar, ons. En die matrose op die 50 slagbodems spring oorboord en swem angsbevange weg. Soldate smyt hul pyle en boë neer en vlug na die binneland om in Blefuscu se berge te gaan skuil. Gulliver staan in die branding en skud homself. Toe hak hy sy kabels aan die boeg van elke oorlogskip in die hawe vas. Met sy sakmes sny hy deur die ankerkettings. Toe vat hy al 50 drade saam, sleep die skepe uit die hawe en bring hulle na Lilliput terug. Die mense van Lilliput skree uitgelate, toe hulle Gulliver voor die vyandelike vloot sien aankom. 3 maal hoere vir die berg van 'n mens, hy het Lilliput gered. Gulliver bring die skepe na die hawe en gaan toe by die keiser besoek aflê. Kan u my nou sê, Vra hy en hurk by die paleis neer. waarom Lilliput teen Blefuscu oorlog maak? Omdat hulle so sleg en verworde is, sê keiser Golbasto, nog steeds baie ingenome met die oorwinning. Hulle sny gekookte eiers aan die ronde kant oop. Kan jy jou voorstel? 'n Vieslike gewoonte. Maar nou dat hulle verslaan is, sal ons hulle dwing om hul eiers van die skerp kant af te begin eet. Gulliver kan skaars sy ore glo. Het julle daaroor oorlog gemaak? Roep hy. As ek dit geweet het, sou ek julle nooit gehelp het nie. Skielik voel hy baie eensaam tussen die mensies.
en hy wil huis toe gaan. Hy voel so jammer vir die mense van Blefuscu, dat hy die eiland besoek en om verskoning vra. Maar toe die keizer Golbasto hoor wat Gulliver gedoen het, is hy woedend. Dis hoogverraad, gil hy. Hy is 'n verraaier. Ek sal hom laat doodmaak, sy wyn vergiftig, sy huis afbrand. Wie sê hy eet nie op hierdie oomblik 'n eier aan die ronde kant nie? Die eerste minister wys daarop dat dit nogal nuttig is om 'n reus byderhand te hê. Ek dink nie ons behoort om dood te maak nie, Uw Majesteit. Goed, sis Golbasto, dan sal ek net sy oë laat uitsteek. Die koninklike trompetspeler word gestuur om die aankondiging te doen. Gulliver het pas van Blefuscu teruggekeer en lê nog in die son terwyl sy klere droog word. Die trompetter staan naby sy oor en speel 'n fanfare. O, vreemde en verraderlike mensberg, lees hy hardop. Die luisterryke keizer Golbasto het besluit om u lewe te spaar. Gulliver sit penoorend en staar die heraut aan. Maar omdat u die volk van Lilliput verraai het, sal die koninklike boogskieters u oë môre om 12:00 middag met hul skerpste pyle uitskiet, Godbode Golbasto. Gulliver raap sy paar karige besittings op en hardloop na die hawe. Daar sien hy Golbasto se eie galjoen lê, die grootste skip in Lilliput se hele vloot. Gulliver pak sy baadjie, pistool en hoed in die galjoen, stoot dit by die smal hawe uit en swem see toe. Nie een keer kyk hy terug na Lilliput nie. Spoedig hoor hy niks meer as die geluid van die golwe wat hom breek nie. Na 'n rukkie sukkel hy tot op die galjoen se dek. Dit is so groot soos 'n wiegie, en sy arms en bene hang oor die kante. Stadig voer die wind en gety hom baie kilometers ver oor die oseaan. Die vreedsame bewegings van die water en die branders sus Gulliver aan die slaap. Toe, skielik, gewaar 'n matroos die galjoen uit die kraainis van 'n koopvaarder. Eers tog hy, daar is 'n wynvat wat oorboord gespoel het. Maar toe sien hy Gulliver raak. Onmiddellik word 'n roeiboot neergelaat om hom te gaan oppik. Gulliver bedank die kaptein dat hy hom gered het. Met die galjoen onder sy arm, stap hy na sy kajuit op die skip. Vir die eerste keer in maande kan Gulliver in 'n behoorlike bed slaap. En elke aand op die lang vaart huis toe, eet hy aan die kaptein se tafel en vertel hulle alles van sy merkwaardige avonture in Lilliput. Rapunzel. Lang gelede, in 'n woeste en gevaarlike land, was daar 'n man en 'n vrou wat lank en geduldig op 'n kindjie van die eie gehoop het. Eindelik het die vrou vol vreugde besef dat sy 'n kindjie gaan kry. Hulle het langs 'n pragtige tuin gewoon. Daar was egter 'n hoë muur om die tuin en niemand het dit ooit hier gewaag nie, want die tuin was die eiendom van 'n magtige heks wat oor die hele wêreld gevrees is. In die man en vrou se huis was 'n klein venstertjie wat op die tuin afkyk. Op 'n dag staan die vrou voor die venstertjie en sien in die tuin die wonderlikste blomme, bome en towerkruie en die allermooiste Rapunzel, 'n soort kropslaai, kraakvars en helder groen, en 'n onhoudbare begeerte om daarvan te proe vat by haar pos. En die begeerte word by die dag erger, en omdat sy weet dat sy nie van die kropslaai kan kry nie, word sy al maarder, bleker en elendiger. Haar bekommerde man vra, Wat makeer dan, my liewe vroue? Ag, antwoord sy, as ek nie van die Rapunzel uit die tuin agter ons huis te eet te kry nie, gaan ek sterf. Die man wat sy vrou baie liefhet, besluit, Voordat jy jou vrou laat sterf,
Moet jy sorg dat sy van daardie Rapunzel kry, al kos dit jou ook wat. In die skemeraand klim hy oor die hek se tuinmuur. Met 'n bonsende hart kyk hy rond. Daar is niemand nie. Hy pluk in allerhaas 'n armvol van die kropslaai en neem dit vir sy vrou. Sy maak 'n bakslaai daarvan en begin lustig smil. Dit smaak egter so voortreffelik, dat haar lus daarvoor die volgende dag 3 keer erger is. Sy kan trouens nie rus kry voor haar man beloof dat hy weer vir haar daarvan in die tuin sal gaan haal nie. Hy klim weer in die skemeraand oor die muur, maar toe hy aan die ander kant afspring, skrik hy hom poeglam, want die hek staan voor hom. Hoe durf jy na my tuin kom om van my kropslaai te steel? Dit sal jou berou, Ag, ek smeek om genade. sê die man. My vrou het die Rapunzel deur ons venstertjie gesien en so lus daarvoor geword dat sy so sterf as sy nie daarvan kon kry nie. Die hek se woede neem effens af en sy sê, as jy die waarheid praat, sal ek jou toelaat om soveel Rapunzel te neem as wat jy wil, maar op 1 voorwaarde. Jy moet my die baba gee wat jou vrou gaan kry. Ek sal goed vir die kind wees en dit soos 'n eie moeder versorg. In sy vrees beloof die man die heks net wat sy wil hê. Toe sy vrou kort daarna 'n dogtertjie kry, maak die heks onmiddellik haar opwagting. Hulle smeek haar om nie die kind te neem nie, maar sy lag boos en sê, ek sal haar Rapunzel noem. En sy draai die baba in haar mantel en neem haar weg. Rapunzel word die mooiste kind onder die son. Toe sy 12 jaar oud word, sluit die heks haar op in 'n toring sonder 'n deur of 'n trap, diep in 'n donker woud. Daar is net 1 klein venstertjie heel bo in die toring. Die enigste mens wat sy ooit sien, is die heks. As sy wil inkom, staan sy onder die venstertjie en roep, Rapunzel, laat jou hare sak, dan klim ek op soos 'n kat op 'n tak. Rapunzel het die pragtigste lang hare, blink soos goud. As sy die heks hoor roep, maak sy die vlegsels op haar kop los, haak dit aan die vensterbank vas en laat dit ondertoe val, sodat die heks daarteen kan opklim. Na 'n paar jaar kom 'n koning se seun deur die woud gery by die toring verby. Hy hoor iemand so lieflik sing, dat hy gaan stilstaan om te luister. Dit is Rapunzel wat in haar eensaamheid die ure verdryf, deur na haar eie soet stem te luister. Die koningsseun wil sien aan wie die stem behoort, en soek 'n deur in die toring, maar kan nie een kry nie. Hy ry huis toe, maar die stem het hom so betower, dat hy elke dag hierna na die woud ry om na die stem te gaan luister. Op 'n dag, terwyl hy onder 'n boom naby die toring staan, sien hy die heks aankom en hy hoor hoe sy roep, Rapunzel, laat jou hare sak, dan klim ek op soos 'n kat op 'n tak. Rapunzel laat haar vlegsels sak en die heks klim daarteen op na haar toe. As dit die leer is waarmee 'n mens bo kom, dan sal ek ook 'n slag kyk of ek daar kan uitkom, besluit hy. En toe dit die volgende dag donker word, gaan hy na die toring en roep, Rapunzel, laat jou hare sak, dan klim ek op soos 'n kat op 'n tak. Die vlegsel tuimel met 'n sagte ondertoe. Die koningsseun klim vinnig daarteen op en klouter by die venstertjie van die toring in. Rapunzel het nog nooit 'n man gesien nie. Sy is vreesbevange en tree agteruit. Wie is jy? Hy sê, Moenie bang wees nie. sê die koningsseun sag en neem haar hande in syne. Hy het haar lief gekry die oomblik toe hy haar sien. Ek moes uitvind wie so pragtig sing. En hy vertel haar hoe hy elke dag na haar geluister het. Rapunzel voel nie meer bang nie, Trou met my en verlaat hierdie aaklige tronk. sê hy. Die koningsseun is jonk en aantreklik en Rapunzel hou van hom. Ek wil graag saam met jou gaan, sê sy. Maar hoe gaan ek ontsnap? Jy kan by my hare afklim, maar daar is niemand teen wie se hare ek kan afklim nie.
Sy dink 'n bietjie na en sê, bring elke keer as jy na my toe kom, 'n stuk sy met jou saam. Ek sal 'n leer daaruit vleg. Wanneer dit klaar is, klim ek onder toe en ry saam met jou weg. Hulle spreek af dat hy elke aand na haar sal kom, want die ou heks kom net in die dag. Die heks vermoed geen onraad nie. Rapunzel is egter so verlief dat sy net aan die prins kan dink. Eendag, terwyl sy die ou heks optrek, sê sy onnadenkend, sê my toe, hoe is dit moontlik dat jy soveel swaarder is om op te trek as die koningsseun wat in 'n oogwenk bo by my is? O, so, jou klein sondares, roep die heks uit. Wat hoor ek nou? Ek dog ek het jou van die hele wêreld geskei en al die tyd bedrieg jy my. En in haar woede gryp sy Rapunzel se pragtige hare, draai dit 'n paar keer om haar een hand, vat 'n skêr met haar ander hand en boets, warts, klip sy die hare af sodat die lieflike vlegsel op die vloer val. En so onbarmhartig is sy, dat sy die arme Rapunzel boonop na 'n verlate woeste plek neem, waar sy haar los om in groot hartseer en ellende te lewe. Dieselfde aand maak die heks die afgeknipte vlegsel aan die vensterbank in die toring vas, en toe wag sy vir die koningsseun. Na 'n tyd kom hy daar aan en roep, Rapunzel, laat jou hare sak, dan klim ek op soos 'n kat op 'n tak. Die ou heks laat die hare sak. Die koningsseun klim boontoe, maar in die plek van sy geliefde Rapunzel vind hy die heks wat hom boos en afskuwelik begluur. Ah! Roep sy spottend uit. Jy het jou liefling kom haal, maar die voeltjie is nie meer in die nesie nie en sing nie meer nie. Die kat het haar gevang en gaan boonop jou oë uitkrap. Vir jou is Rapunzel verlore, jy sal haar nooit weer sien nie. En sy stamp die koningsseun uit die toring. Hy kom met sy lewe daarvan af, maar die dorings waarin hy val, steek in sy oë. Nou dwaal hy blind in die woud rond. Vir jare swerf die koningsseun treurig en blind deur woude en oor berge. Hy wil na Rapunzel soek, maar hoe soek mens sonder oë? Hy vra na haar, maar niemand het 'n pragtige meisie met viooltjieblou oë en kort goue hare gesien nie. Toe op 'n dag kom hy in 'n verlate vallei. Iewers hoor hy 'n pragtige singende stem. Ek ken daardie stem. Roep hy uit. Dis my geliefde, my Rapunzel. Hy volg die klank van haar stem en daar, einde te laaste, vind hy haar. Die koningsseun is maar en verslons, maar Rapunzel herken hom oombliklik. Sy omhels hom en huil van vreugde. 2 van haar trane val in sy oë, en met eens word hulle helder en kan hy soos voorheen sien. Toe neem hy Rapunzel na sy koninkryk en trou met haar. Die huwelik was so gelukkig, dat nuus daarvan oor die hele wêreld versprei het. En toe Rapunzel se moeder en vader die stories oor die pragtige prinses Rapunzel hoor, het hulle geweet dat dit met hul dogter goed gaan, en hulle was baie trots. Die padda, die kat en Hennetjie Pen. So lank gelede nie, omtrent toe julle oupas en oumas klein was, het die padda, die kat en Hennetjie Pen in 'n gerieflike, snoesige houthuisie saamgewoon. Die huisie was aangenaam en skoon, maar nie danksy die padda of die kat nie. Hennetjie Pen moes al die werk doen, terwyl hulle in die bed lê. Sy moes die huis aan die kant maak, vuur maak, die skottelgoed was en die kos kook. "Hoekom staan julle nie op nie?" roep sy een oggend uit. "Dis pragtige weer. Julle kan die huis verf
of hout kap, of die hek regmaak. Maar die padda draai net om en steek sy kop onder die komberse. En die kat sê, hoe kan ek slaap as jy so kekkel? Toe gaan haal Hennetjie Pen 'n sak meel. Vandag gaan ek brood bak, sê sy. Wie sal die stoof vir my aansteek? Tog nie ek, gaap die kat en rek hom uit. Tog nie ek, kreun die padda van onder die komberse. Toe gaan haal Hennetjie Pen brandhout en steek die stoof aan. Sy was haar roeterige hande in die opwasbak. Nou ja, wie gaan vir my die deeg knie? Vra sy. Dis maklik. Tog nie ek, mel die kat. Dit lyk soos harde werk. Tog nie ek, saanik die padda. Ek sal nie weet wat om te doen nie. Toe knie Hennetjie Pen die deeg maar self en sit die brood in die oond. Spoedig hang die heerlike geur van bakkende brood in die huis. Nou ja, wie gaan die potter haal? Tog nie ek, sug die kat. Ek slaap nog. Tog nie ek, kla die padda. Ek is te moeg. Toe gaan Hennetjie Pen na die melkery en koop geel botter by die koei. Sy dra dit terug huis toe. Nou ja, wie gaan die brood vir my sny? Vra sy en sit dit op die tafel. Tog nie ek, huil die kat. My poot is seer. Tog nie ek, kwaak die padda. Net nou sny ek myself. Nou ja, wie gaan my help om die brood te eet? Vra Hennetjie Pen. Ek sal, skree die kat en kom by die leer afgejaag. Ek ook, gil die padda en spring uit die bed. Ag nee, moet tog nie soveel moeite doen nie, sê Hennetjie Pen. Toe vat sy die brood onder die een vlek en die botter onder die ander. Hardloop na die agterplaas en gaan sit op haar gemak daar. En sy het die hele brood stok alleen opgeëet. Die Manewalus van 'n magneet. Willem was altyd lief vir magnete. En na die onderwyser hulle 'n les daaroor gegee het, is hy heeltemal dol oor hulle. 'n Magneet kan spelle optel, asook enige ander metaalvoorwerp. En dan word die voorwerpe ook magnete. Willem neem 'n boek oor magnete uit die biblioteek. Daar is selfs 'n prentjie van 'n magneet op die omslag. Maar hy hou nie baie van die boek nie. Dit kan nie goed optel nie. Ek wil 'n regte magneet hê, sê hy. Miskien vir Kersfees, antwoord sy ma. Maar dit is nog glad te lank om te wag. Toe steel Willem 'n magneet. Hy tel een in die klaskamer op toe niemand kyk nie en steek dit in sy broeksak. Hy hou sy asem op. Maar niemand het hom gesien nie. Hy haal weer asem. Op pad na die skoolhek fluit hy van vreugde.
In sy sak kan hy die magneet voel. Dis maklik om te steel, dink hy. Miskien maak hy dit nog sy ambag. Toe hy in die park gaan sit, lê daar 'n krom spyker langs hom in die gras. Willem sien dit nie eens nie. Maar toe hy opstaan, steek die spyker aan die magneet vas, dwars deur sy broek. Dit sit so stewig vas, dat Willem dit nie sou kon afgetrek het nie. En die tabakblikkie? Die tabakblikkie spring uit die vullismandjie by die parkhek en steek aan die spyker vas. Willem voel erg verleë. Net nou dink mense hy rook. Hy trek en hy trek, maar dit kom nie los nie. En toe kom die vullismandjie ook agterna. Toe Willem wil weghardloop, volg die mandjie hom. Klang! Tref dit die tabakblik wat aan die spyker vas is, wat aan die magneet vas is. Willem slaan sy kleurbaadjie se krag op sodat niemand hom moet herken nie. Maar toe hy verby die melkery stap, kom 'n melkwaandjie na hom aan en klang, stamp dit hom van agter en steek aan die vullismandjie vas. Die melkman, wat van die waandjie afgeval het, staan op en maak vir Willem vuis. Willem skrik en begin hardloop. Hy hardloop bietjie moeilik want die spyker en die blik en die mandjie en die melkwa hang almal aan die magneet in sy sak. Dit word nog heel wat erger toe bus nommer 14 by hulle aansluit. Dit is vol passasiers. Willem is nou erg bekommerd. Hy kies 'n kort pad huis toe. Maar toe hy naby die spoorlyn verbygaan, verlaat die trein die spoor en volg bus nommer 14, die melkwa, die mandjie, die blik en die spyker. Op hierdie oomblik stort 'n Russiese ruimteskip na die aarde. Dit lyk asof 'n enorme magnetiese krag dit aantrek. Willem vorder moeisaam. Hy hou sy kleurbaadjie oor sy kop ingevalle bekende hom sien. En die spyker, en die blik, en die mandjie, en die melkwa, en bus nommer 14, en die trein kom agterna. En heel agter is die groot toetende ruimteskip met 'n hamer en sekel daarop geverf. Net toe Willem by sy eie voordeur kom, skeur sy sak van sy broek af. Die magneet wat in sy sak was, steek aan die spyker vas. Die spyker aan die tabakblik, die blik aan die vullismandjie, die mandjie aan die melkwa, die wa aan bus nommer 14, die bus aan die trein en die trein aan die ruimteskip. Maar niks steek meer aan Willem vas nie. 'n Groot stapel magnetiese metaal lê in die straat. En later moet die stad se werkers dit alles kom opruim. Willem se ma skel hom uit omdat sy broeksak afgeskeur is. En Willem besluit dat hy beslis nie van diefstal 'n ambag gaan maak nie. Die voëls kies 'n koning. Lang gelede, toe Tafelberg nog so groot soos 'n perdevulletjie was, en die see so groot soos 'n dammetjie, het die voëls besluit om 'n koning te kies. Maar so baie het op die eretitel aanspraak gemaak, dat 'n oorverdowende stryery ontstaan het. Volstruis Langbeen reken dat hy, as grootste voël, koning behoort te wees. Papegaai roem hom daarop dat hy prompt kan praat en die beste bevele sal kan gee. Kanarie spog dat hy so mooi kan sing. Vink dat hy sy nesie so kunstig vleg. En so het elkeen 'n eienskap om te prys. Eindelik kom hulle ooreen om die slim jakkals se raad te vra. Elkeen brand van verlange om jakkals eers in die hande te kry. Hulle wil hulself by hom gaan prys, sodat hy hulle as koning kan aanwys. Veral die kleinste voeltjie, Tinkie, wil tog te graag koning wees. Maar Aasvoël maak 'n plan en gaan wag langs die paadjie wat jakkals elke dag afdraf. Toe jakkals aankom, kyk Aasvoël stip in die verte. Dadelik vra jakkals: "Broer Aasvoël, sien jy kos vir ons?" "Ek is so honger dat ek met senings en murgbenkies tevrede sal wees." "Jy kan maar al die vleis vir jou vat." "Ja," antwoord Aasvoël. "Ek sien 'n dooie eland deur ver lê. Maar ek is vandag glad nie haastig nie. Ek het baie tyd."
Jakkal se ingewande rommel van honger. Toe broer Aasvoël, help my vandag, dan help ek jou weer môre. As jy jou woord hou, antwoord Aasvoël, sal ek jou nie net sienings en murgpentjies gee nie, maar oor genoeg vleis. En solank 'n aasvoël lewe, sal die jakkals altyd kos hê. Kyk, onder die voëls het 'n groot stryery ontstaan oor wie die geskikste koning sal wees. Ons het besluit om jou raad te vra. Laat my 'n bietjie hoor wat jy te sê het. Jakkals laat sy kop diep in gedagtes sak. Toe hy dit na 'n rukkie weer lig, antwoord hy ewe geleerd. 'n Voël se hele lewe hang van sy vlerke af. Die een wat sy vlerke die beste kan gebruik en die hoogste kan vlieg, sal die beste koning wees. Sal jy môre voor al die voëls sê dat die een wat die hoogste kan vlieg koning moet word? Net so, kom die antwoord. Mooi so, kom saam, dan gee ek jou soveel vleis as jy kan eet, roep Aasvoël uit en lei jakkals na die eland. Maar klein Tinkie, wat tussen die bossies weggekruip het die hele gesprek gehoor. En hy besef dat dit nie in sy vlerkie sit om die hoogste te vlieg nie. Toe jakkals terugkom, keer hy hom voor. Wat? Dink jy regtig jy kan koning word of spot jy maar? Roep jakkals oorbluf uit. Waarom trou jy nie eerder met Muggie nie? Julle twee sal 'n goeie man en vrou wees. Tinkie vererg hom tot in sy toonhaals en vlieg ewe beledigd weg. Knoei soos julle wil, ek sal julle wys, ek sal tog koning word. Die volgende dag vergader al die voëls om jakkals se raad te hoor. Hy sê toe, net soos hy Aasvoël beloof het, dat die een wat die hoogste kan vlieg, die geskikste koning sal wees. Hierop maak al die voëls al gereed om aan 'n vliegwedstryd deel te neem. Tinkie gaan sit naby Aasvoël. En toe die voëls op jakkals se teken almal opstyg, glip hy ongemerk onder Aasvoël se vlerk in. En daar sit hy, terwyl Aasvoël met wye sirkels en draaie hoër en hoër sweef. Baie voëls word sommer gou moeg en sak terug grond toe. Sommige word so moeg dat hulle grond toe tuimel en hul stuitjies breek, soos Patrice en Kwartel, wat vandag nog met druipsterte en kromrug rondloop. Die voëls wat volhard, kom so na aan die son, dat die vere op hul koppe afskroei, soos kalkoen en tarataal. Volstruis, wat in die dae ook kon vlieg, verskroei nie net die vere op sy kop en nek nie, maar val ook grond toe, land op sy bene en breek al sy tone, behalwe 2 aan elke voet. Dis waarom hy vandag so min tone het en glad nie kan vlieg nie. Op laas het al die voëls behalwe Aasvoël uitgesak. Toe hy gewaar dat hy alleen in die lug rondsweef, roep hy uit: Wie is die hoogste? Woets vlieg Tinkie ongemerk onder sy vlek uit en antwoord bo hom: Ek is die hoogste. Harry skrik Aasvoël nie, maar toe hy harder boontoe beur, glip Tinkie weer suikies onder sy vlerk in. Toe hy na rukkie selfs nader aan die son is, roep Aasvoël weer uit: Wie is die hoogste? Weereens vlieg Tinkie vinnig onder sy vlerk uit: Ek is die hoogste. Nou beur Aasvoël vir al wat hy werd is om bo uit te kom. Maar terwyl die son omskroei, sit Tinkie tog te lekker onder sy vlerk in die koelte. Toe Aasvoël nie meer die hitte kan verduur nie, roep hy vir Oulaas: Wie is die hoogste? En Tinkie antwoord nogmaals bo hom: Ek is die hoogste. Toe sak Aasvoël moedeloos terug grond toe. Tinkie kruip weer onder sy vlerk in. En toe hy naby die grond kom, waar die ander voëls op die uitslag wag, kruip hy saggies uit en land ewe plesierig. Ek was die hoogste en ek is nie eens moeg nie. En met 'n tink, gooi hy 'n paar flikkers deur die lug, land spoggerig en wip vrolik van takkie tot takkie. Aasvoël het uit asem bevestig dat Tinkie inderdaad die hoogste was.
En so het Tinkie, die kleinste voeltjie, die koning van die voëls geword. Andrei se fiets. Tina kyk magteloos hoe Andrei en die ruimteritser in die naghemel verdwyn. Binne 'n sekonde is hy 500 meters hoog en binne 2 sekondes 'n kilometer. En 'n minuut later styg hy nog steeds hoër en hoër. Eindelik vind Andrei die knoppie wat die fiets afskakel. Die fiets kom tot stilstand. Hy kyk vir die eerste keer af en daar in die donker hang 'n groen en blou bal. Dis 'n snaakse kleur vir 'n sokkerbal, dink hy. Maar dis nie 'n bal nie, dis die aarde. Hy kan Afrika en Indië sien. En daar is Europa en Frankryk. Toe Andrei besef hoe ver hy van die huis af is, begin hy baie klein en eensaam voel en 'n bietjie bang. Terwyl hy in die ruimte sweef, steek hy sy hand in sy sak. Al wat hy kry, is die papier waarin 'n Venus sjokoladeplak toegedraai was. Toe sien hy skielik die liggies van 'n ruimteskip voor hom blink. Hy voel baie beter. Maar daar is iets verkeerd. Toe die skip naderkom, kan hy 'n man in 'n ruimtepak aan 'n kabel sien sweef. Die man wys wanhoopig na iets. Hy skree ook, maar Andrei hoor geen woord nie. Toe sien hy 'n silwer kussie wat van die ruimteskip wegbeweeg. Hy weet dadelik wat hy moet doen en druk die fiets se vuurpylknop. Die fiets brul weg en Andrei agtervolg die drywende, tollende kussie. Daar het hy dit. Hy steek dit in sy ruimtepak se sak en keer na die ruimteskip terug. Toe hy by die ruimteskip kom en by die lugsluis inry, juig die bemanning hom toe. Hy is 'n held. Knap gedaan, kerel, sê die kaptein. Hierdie kussie is lewensbelangrik. Dis ons ruimtekompas. Daarsonder sou ons verdwaal het. Hy probeer sy voorkop afvee, maar hy dra nog steeds sy helm. Jy verdien 'n beloning. Ek wil maar net asseblief huis toe gaan, sê Andrei. Ek is 'n bietjie moeg. Goed, sê die kaptein. Hy skakel in hiperrad en kry koers na die aarde. Daarvoor gebruik hy die ruimtekompas. Andrei se sokkerbal word groter en groter, totdat dit die hele venster vul. Daar lê Frankryk onder hulle. Toe sien hy die blink rivier wat naby sy tuisdorp vloei. Dis waar ek woon, sê hy. Kan jy my daar aflaai? Die kaptein steek 'n spesiale medalje aan Andrei se pak vas en stuur die skip versigtig tot dit bo sy huis hang. Staan op die lanseerluik, sê hy. Andrei tel sy helm op en stap na die buis. Skielik is daar 'n snaakse geluid en hy voel hoe hy val. Hy gryp met sy hande in die lug, toe maak hy sy oë toe. Toe hy hulle weer oopmaak, lê hy in sy bed en die son stroom by die vensters in. Hy vryf sy oë en kyk na die plakkaat teen die muur. Daar's die ruimteritser en Tina. Dan het ek alles gedroom. Maar hy het nog nie onder sy bed gekyk nie.
Hier is Storieman weer. Volgende keer bring ek julle nog 6 stories uit my storiekas. Hulle is Waarom uil bespot word, Timmertak in die woonwa vol wondere, Die vleiende skilpad, Die vleiende ootjiebank, Soetlief in die ondier, Jakkals en wolf maak kennis. Moet hulle nie misloop nie. Totsiens, 'n mooi bly.